Ons is in Gansbaai en dit beteken natuurlik net een ding: wit dood haie. Hierdie lewensgrootte visse laat 'n mens dink aan Al Pacino en sy trawante in 'n maffiafliek. Nie iets of iemand wat jy graag in 'n donker steegie agter die kafee per ongeluk wil raakloop nie. Maar al lyk hulle so vol bravade, is wit haie nes enige ander haai op die oomblik in die sop, letterlik en figuurlik. Die grootste bedreiging is natuurlik haaivangste vir haaivinsop. Maar haainette op ons eie swemstrande dra ook by tot haai en veral wit haaisterftes. Wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom as jy die woord haai hoor? Jy word bang eintlik? As ek haai hoor, skrik ek. Dit is gevaar in die water wanneer jy swem. Dis 'n predator soos hulle altyd op TV sê. Dan kom die water op en as hy reg kom en hy sien wit, dan kom hy met spoed om dokter. Dinge wat pasiteer, dinge wat mense met se tyd doen. Nie weet jy maar tyd. Ek dink dit is 'n wonderlike skepping. Iets wat ons moet beskerm en deel van die natuur wat die liewe Here geskaap het. Hier het ek 'n magneet en 'n stuk pyp. En dit vorm die basis van 'n navorsingsprojek wat deur 'n groepie mense op hierdie magiese roofdier gedoen word. Nou, ek weet dit lyk nou nie eintlik na veel nie, maar byt vas. En jy sal sien hoe iets so eenvoudigs harmonie kan bring tussen die mens en die top roofdier van die oseaan. Wetenskaplikes beweer dat wit haie al langer as dinosourusse op die aarde is. Maar ten spyte hiervan weet ons nie baie van hulle nie. Ons weet dinge soos dat hulle omtrent 'n kilometer diep kan duik en dat hulle 'n geweldige lang afstande kan aflê. Ons weet ook dat hulle 'n unieke elektromagnetiese prooi-opsporingsmeganisme ingebou het. Maar wat ons nie weet nie, is hoeveel daarvan hulle in die see is. Gansbaai word nie verniet die witdoodshaai hoofstad genoem nie. Die withaai getalle hier is van die hoogste in die wêreld. Dit lok beide toerus en navorser van al die uithoeke van die wêreld. Mike Ratson en Sarah Andriotti kom uit twee verskillende wêrelde. Sarah is 'n Italiaanse akademikus. Mike maak sy bestaan uit die see. Maar albei deel 'n groot liefde en respek vir wit haie. En nou werk hulle en ander kenners sy aan sy om 'n alternatief vir haainette te kry. Ek doen hierdie cage diving nou al van 1994 af. En elke jaar sien ons minder en minder haie. Die haie is besig om baie vinnig tot niet te gaan. The situation is more scary than I thought at the beginning. Everybody thought that we have thousands of sharks around here, but in actual fact we have much lower numbers. And the trend, if this trend carry on that way, we are going to see these species extinct sooner than later. Die getalle van sekere haai spesies met tot 90% afgeneem het in die afgelope 20 jaar. Dit beteken omdat haie toppredatore is in 'n mariene ekostelsel, is dit baie belangrik om hulle te help en te beskerm, want hulle is ook verantwoordelik om ekostelsels aan die gang te hou. En as dit die geval is, moet ons tog kyk na hoe kan ons haie help. Nou die haaiaantal het oor die algemeen afgeneem as gevolg van die haaivinsoppe wat hulle maak en haie vang, maar dan ook haainette. Die prof is reg. Ons het 'n paar kilometer haainette op ons kuslyn. En al is haainette nie die grootste skerminkel as dit by dalende haaigetalle kom nie, beteken dit nie dat ons maar ander pad kan kyk nie. Die haainette is nie 'n net wat die haie buite hou en die mense binne hou nie.
Hulle maak hierdie diere dood as protection through eradication. 'n Dooie haai kan jy nie byt nie. Van die haie is nou al ook 'n bedreigde spesies. So ons kan nie aangaan met hierdie ou tegnieke nie.